Op hierdie punt is dit dalk belangrik om na Jesus se model van disippelskap te kyk. Wanneer ons die evangelies lees met 'n onoplettende oog, dan kan ons dink, hoorie maar, alles het net uitgewerk, dinge het maar net gebeur. En ons kom dalk nie agter nie, maar Jesus het 'n doelbewuste plan gehad hoe hy die disippels gemaak het. En ons kan baie daaruit leer. Jesus het die 12 disippels met die hand gekies. Selfs Judas Iskariot, wat hom sou verraai het Jesus gekies. Die ander 11 disippels is gekies om die wêreld om te keer. Niks van dit het per ongeluk gebeur nie. Alles was haarfyn beplan en Jesus het presies geweet wat hy doen. Jesus se model vir disippelskap het hy oor 3 jaar met 8 fases uitgerol. En ek wil saam met jou net vinnig kyk na die 8 fases. Die 8 fases wat Jesus gebruik het om die 12 manne, die 11 manne reg te kry om die wêreld om te keer. In jou notas is die fases daar en ek wil hê jy moet dit invul soos ons aangaan. Ek gaan nie al die verse lees nie, maar jy kan dit in jou eie tyd in jou Bybel lees. So fase 1 is roeping. Jesus loop en hy sê vir die disippels, volg my en ek sal julle vissers van mense maak. So daar's 'n roeping. Net so het die Here vir my en jou geroep en hy het ons geroep tot redding. So roeping en redding gaan hierso saam. Hy roep ons om hom te begin volg. En dis waar ons pad begin. Die dag wanneer ek Jesus aanneem, begin ek op die disippelskap pad. Ongelukkig is dit waar die meeste mense stop. Fase 2, Jesus het hulle geleer. Dink aan die bergpredikasie. Ons lees dat Jesus het gaan sit en al die massas het gekom, maar ons lees uitdruklik dat Jesus begin die bergpredikasie deur om te sit. Jesus het gaan sit en sy disippels geleer. So dis wat hy gedoen het. Hy het hulle geleer. En dan lees ons hier van Matteus 8 verder, hy het hulle ook gewys. Nou ons weet, Jesus het die heeltyd wonderwerke gedoen, maar hy het ook ander goed gedoen. Hy het hulle geleer, dan vat hy hulle uit op 'n boot en dan is daar 'n storm. So dit was praktiese lering ook, was nie net teoreties nie. Dan wys Jesus vir hulle hoe dit wat hy hulle geleer het in werklikheid uitspeel. Fase 4 het Jesus hulle toewyding getoets. Hy het dit op verskeie maniere getoets. Partykeer het hy vir hulle 'n swaar leerstelling gegee om te sê, hoorie, ek gaan doodgaan. Julle moet my bloed drink, julle moet my vlees eet. En dan het al mense gesê, maar ons kan nie dit volg nie, en van hulle het omgedraai. En Jesus het self vir die 12 gevra, en julle, wil julle nie ook maar omdraai nie? En Petrus het gesê, Here, maar waar sal ons gaan? Hierdie woorde wat die lewe gee. En dan in fase 5 het Jesus hulle verder geleer en hulle nog dieper geleer van die dinge wat kom. In fase 6 sien ons Jesus stuur hulle uit sonder toesig. Hy stuur hulle sonder toesig uit en hulle kom terug en hy hoor wat het hulle gedoen en hy leer hulle verder, fase 7. Baie lering plaasgevind en dan fase 8 is hulle uiteindelik gereed en Jesus stuur hulle die wêreld in om die wêreld te verander. En is interessant, want daar waar hulle kom, het hulle gemeentes geplant en hulle het weer disippels gemaak. En dit was Jesus se basiese model van disippelskap. En ek dink ons kan baie daaruit leer.